Ek wil vandag met jou praat om diep gelukkig te wees. En ons is in ons laaste deel oor ons reeks oor alsbehalwe gemiddeld. Ek's gelukkig in die wildtuin. Ek's gelukkig as ek saam met 'n geliefde is. Dr. Seuss het gesê, happiness always involves a who or two. Kan ek jou vra, wat maak jou gelukkig? Nie net vir 'n oomblik nie. Is dit miskien as jy net so 'n bietjie jou masker kan afhaal vir 'n oomblik? Miskien is dit as jy 'n koffie saam met 'n geliefde drink in die oggend. Wat maak jou diep gelukkig? Wat maak van jou 'n konstante gelukkige mens? Nou, die kerk het baie keer hierdie persepsie. Die Here wil hê jy moet heilig wees, nie gelukkig nie. Jy weet, jy kan dans, maar jy mag dit net nie geniet nie, want as jy dit geniet, is dit sonde. Ek het altyd gedink, Christene is heilig en nors. Want heilig en gelukkig is antonieme. Dit hoort nie by mekaar nie, is teenoorgestelde. Het jy geweet, jou Skepper het jou gemaak om gelukkig te wees? Om 'n gelukkige mens te wees, om vreugde te hê. Jesus se belangrikste preek ooit het gegaan oor jou ware diep geluk in die lewe. Jy gaan vandag sien dat die belangrikste ding vir die Here is dat jy gelukkig sal wees. Nie kits geluk nie, nie net vir 'n oomblik nie, nie net kaffieën geluk nie, maar 'n blywende, ware, regtige gelukkige mens wees. Nou ons sien dat in die bekendste boodskap wat Jesus ooit gepreek het, hierdie bergpredikasie, dat die Here wil hê ons moet gelukkig wees. In die ou vertaling praat hy van om salig of geseënd te wees. Hy gebruik 'n Griekse woord, makarios. 'n gelukkige mens, 'n lewe wat ander mense begeer, nie net besittings nie. Hy sê daar's 8 saligsprekinge wat 'n gelukkige mens definieer. En Jesus gee ons insig oor hoe om werklik diep gelukkig te wees. Nou kom ons lees saam julle hier in Matteus 5 vers 1. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom toe gekom. En hy het sy mond geopen en hulle begin leer en gesê. So sy 12 disippels is daar's so 70 ander disippels wat saam met hulle is en dan's daar 'n groot skare, so ongeveer 1000 mense. Dan gaan hy aan. Hy sê, salig of gelukkig is die wat arm van gees is. Nou, Jesus konfronteer die grootste mite as dit kom by gelukkig wees, en dit is dat net ryk mense is gelukkig. Nee, mense wat arm van gees is werklik gelukkig. Nou, hier's wat dit beteken. Om arm van gees te wees is mense wat elke dag afhanklik van God leef, afgesien van wat hulle het. Om te erken dat jy afhanklik is van God, maak nie saak hoe baie jy het nie, of hoe min jy het nie. Ek het baie meer as wat ek ooit voorheen gehad het, maar ek's nog steeds afhanklik van God. Ongelukkige mense bou hulle selfbeeld en identiteit op die kar wat hulle ry, die huis waarin hulle bly, die foon wat hulle het. Kyk, totdat daai iPhone breek, nê, dan kan niemand met jou huis hou nie. Dit is hoekom jy ongelukkige ryk, middelklas en arme mense kry. En Jesus sê, dit is die mense wat afhanklik bly van die Here wat gelukkig is. Nie of jy baie of min het nie. Ek het baie meer vandag as wat ek ooit gedink het ek gaan hê, maar ek bid nog steeds, Here, gee my vandag my daaglikse brood. Ek's arm van gees. Ek's afhanklik van die Here. Dit maak my 'n gelukkige mens. Dan sê Jesus, salig of gelukkig is die wat treur. Nou, wie is die mense wat treur? Dis die wat in voeling is met hulle emosies, mense wat kan huil, mense wat bewus is van daar's slegte goed wat in hierdie wêreld gebeur. Mense wat die dood en hartseer ignoreer, eindig uiteindelik op 'n plek waar hulle nie meer kan glimlag nie. Byvoorbeeld, jy gaan na 'n begrafnis toe, jy gaan sit heel agter, voordat die diens nog verby is, dan gaan jy terug werk toe om hierdie pyn en hartseer te vermy en te ignoreer. Die wat die hartseer van die lewe kan face en dit kan omhels is mense wat werklik gelukkig is.
Dan sê Jesus, salig is die sagmoediges. Nou, eendag as ek groot is, dan wil ek ook sagmoedig wees. Nee, ek wil nie my dogter moet trou met 'n softie nie, met 'n sagmoedige ou uitgaan nie. Nee, hy moet hard wees, hy moet 'n cowboy wees, hy moet 'n man wees. Sagmoedig klink swak, maar iemand wat sagmoedig is iemand wat homself sien as deel van God se plan, nie as die middelpunt van God se plan nie. Jy kry mos mense wat sê, jy weet, I am God's gift vir ons almal. Mense wat heeltyd besig is om voor te gee dat hulle die grootste is, die beste is, kan nooit gelukkig wees nie. Dan gaan Jesus verder met hierdie preek. Hy sê, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid. Mense wat diep gelukkig is, doen die regte ding, al is dit moeilik. Jy het al daai gehoor, spyt kom altyd te laat. Nou, niemand van ons sal sê, ek wens ek kan teruggaan skool toe nie, ek wil meer drink, ek wil daai meisie swanger maak, en ek wil minder leer nie. Nee. Ons sê, ek is spyt omdat ek nie die regte ding gedoen het nie. Sonde en die verkeerde ding lei altyd na spyt en ongelukkigheid. Maar gelukkige mense kies om die regte ding te doen, al is dit die moeilike ding. Dan sê Jesus, salig is die barmhartiges. Nou, gelukkige mense gee aan ander wat hulle nie verdien nie. Gelukkige mense vergewe, hulle hou nie iets teen iemand anders nie. Daai ou verdien nie dat jy hom moet vergewe nie, maar jy vergewe hom in elk geval. Jy hou nie 'n grudge nie. Jy word nie bitter nie. Mense het my ook al seer gemaak, julle. Maar ek kan nie die res van my lewe wag en hoop dat hulle ook seer gaan kry nie. Ek gaan ongelukkig wees as ek dit doen. Dan gaan Jesus verder. Hy sê, salig is die wat rein is van hart, want hulle sal God sien. Kan ek jou vra, wil jy God graag sien? Wil jy graag sien wat is jou doel op aarde? Wil jy graag sien wat die regte besluit is? En ek dink ons almal sê, ja, ek wil. Nou, a pure heart will see God. Purity is gelyk aan clarity. Nou, as jy wil weet wat is God se wil vir jou lewe, dis direk gekoppel aan reinheid. Jou beste kans om die regte besluite te neem en om gelukkig te wees, is om 'n rein hart te hê. Dan gaan Jesus verder, hy sê, salig is die vredemakers. Ken jy enige moeilikheidmakers wat gelukkig is? Nee. Ken jy iemand wat altyd die lewe vir ander wil hel maak, wat gelukkig is? Ken jy iemand wat heeltyd ander afknou en verkleineer, wat gelukkig is? Julle moeilikheidmakers is ongelukkig, omdat ander mense gelukkig is. Moeilikheidmakers teiken gelukkige mense, hulle wil hê almal moet ongelukkig wees soos hulle. Maar gelukkige mense bou verhoudings. Hulle breek nie 'n verhouding af nie. Dan julle in die laaste plek. En ek moet vir jou sê, hierdie maak glad nie vir my sin nie, maar Jesus sê die volgende. Hy sê, salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid. So, om vervolg te word en om gelukkig te wees, pas nie lekker vir my in een sin nie. Hoe gaan ek gelukkig wees as ek my werk verloor omdat ek die regte ding gedoen het? Jy gaan suffer in hierdie wêreld, sê Jesus. Hy sê, maar ek het hierdie wêreld reeds oorwin. Of jy gaan die regte ding doen, of jy gaan die verkeerde ding doen. Maar jy kan net gelukkig wees aan die een kant. Jy kan net gelukkig wees wanneer jy gestraf word omdat jy die regte ding gedoen het. Jy sal nooit gelukkig wees omdat jy gestraf word vir jou foute nie. Jy kan 'n gelukkige mens wees omdat jy gestraf word omdat jy die regte ding gedoen het, want jy het vrede met jouself, met God en met ander mense. Jy weet jy het die regte ding gedoen. Maar as jy gestraf word omdat jy iets verkeerds gedoen het, sal jy nie gelukkig wees nie, want jy het nie vrede met jouself nie, ook nie met ander mense en ook nie met God nie. Kies om altyd die regte ding te doen, al word jy gestraf daarvoor. Jy sal vrede met jouself hê en jy sal werklik gelukkig wees. Kan ek jou vra,
wat is die een gemeene faktor in hierdie alles? En vir my was dit gewees, om gelukkig te wees is 'n resultaat. Ek doen nou iets sodat ek later gelukkig kan wees. Om gelukkig te wees is 'n eindproduk. Om gelukkig te wees gaan meer oor uiteindelik, dit wag vir my, as om onmiddellik iets te beleef. Nou hoor my mooi, gelukkig is nie nooit iets onmiddelliks of kits nie. Ek meen as ek 12 uur ongelukkig is vanmiddag, ek luister na 'n sang en 5 minute oor 12 is ek gelukkig. Ware geluk vat tyd. Dis iets wat jy elke dag doen, amper soos 'n boer wat saai en na 'n lang tyd kom die vrug op. Jy kan vandag begin om sagmoedig te saai. Here, ek wil deel wees van u groter plan op aarde. Jy kan vandag besluit om barmhartigheid te saai en om aan mense iets te doen wat dit nie verdien nie, om goed te doen aan hulle. Jy kan vandag kies om te sê, u is my bron. Ek gaan 'n vredemaker wees, nie 'n moeilikheidmaker nie. Iemand wat eenheid bring en nie verdeeldheid nie. En sien hoe ware geluk begin groei in my lewe. Niemand van ons wil net 'n oomblik gelukkig wees nie. Ons wil altyd gelukkige mense wees. En dis wie ek wil wees, julle. Ek gaan streef na 'n rein lewe, want ek wil sien wat's God se plan vir my lewe. Ek sal kies om die regte ding te doen, al is dit moeilik. Om werklik gelukkig te wees, is 'n resultaat. Dis soos om te saai. Jy swat terwyl ander mense partytjie hou. Jy kies om boundaries te hê met die meisie wat jy date. Jy kies om jou SARS reg in te vul. Jy blok die TV wanneer jy sien daar's ouderdomsbeperkings. Nou Jesus eindig sy boodskap so. Hy sê, as jy doen wat ek vir jou sê wat om te doen, dan bou jy jou huis op 'n rots. En dan gaan dit nie meer vir jou oor onmiddellike vreugde of blydskap nie. Die geluk sal kom, maar dis wat jou regtig gelukkig gaan maak.